Goeiemôre YouTubers en TikTokkers. Ek is Debat en vandag praat ons oor die solar registrasie by Eskom. En soos ons almal dink, is dit eintlik maar 'n geldmaak storie van die ANC en Eskom. En dit is nou suur want dit het nou minder verbruikers om van te steel. So maar ek het goed gedink om ChatGPT te vra of daar regtig sulke wetgewing en regulasie in Suid-Afrika is, want hy het nie kennis daarvan nie. Nou ek gaan vir jou lees hier vanaf my laptop wat ChatGPT vir my gesê het, en dit is nou ongelukkig in Engels. So kom ek sê vir julle wat sê die AI, wat is Eskom se standpunt en se regte en se wette in die land. Municipal regulations. Local municipalities often have their own specific rules regarding solar power installation. You may need to get approval from a municipality before installing a system, particularly if it involves connecting to the grid and making significant alterations to your property. So die myn ding is, gaan oor die grid. As jy jou solar aan die grid gekonnekteer is, dan is daar sekere voorwaardes en goed waaraan jy moet voldoen. Grid connection. If you want to connect your solar system to the national grid via a net metering system, the system needs to comply with the South African Bureau of Standards, and you must ensure that the inverter installation meet regulation 10 of the SANS 10142 wiring code. Eskom, the national power supply and the municipality must approve grid-tied systems. Dis wet. Electricity generation license. If your system is above a certain capacity, typically over 1 megawatt, you may need an electricity generation license from the National Energy Regulator of South Africa, NERSA. But for residential use, this usually isn't a concern. Safety standards. All installations must meet national security standards to ensure the system is safe and does not pose a risk to your property or the wider grid. Certified installers are typically required to carry out the work to ensure adherence to these safety standards. And on taxes and incentives. The South African government has some incentive and rebates for renewable energy installation, including solar power, but they are usually applicable to businesses or large-scale projects. There may be VAT exemptions for certain renewable energy compensation, but the exact rules can change. So, daar is nie waar jy kan VAT betaal nie, jy kan wel VAT terugeis. En die regering het 'n paar jaar gelede 'n program gehad waar hulle vir jou kompensasie gegee het vir as jy solar installeer, veral ten opsigte van die rural areas. Hulle het projekte. Persoonlik het ek getender vir 'n housing project hier naby in Elspruit. Maar die dinge het net nie gebeur nie, want die man het nie genoeg bribes gekry, of nie genoeg promise van bribes gekry nie. En toe het hulle die tyd laat uitloop, en ja, in elk geval toe die regering en Eskom daai geld wat hulle jou betaal, of compensate mee, of omdat jy solar installeer, hulle het daai program gestop, want it didn't work, want die fucking ANC kan nie werk nie. Niks met die ANC kan werk nie. As 'n swart nerf met die ANC betrokke is dit of 'n scam, of 'n fok-op, of 'n fok-op van 'n scam. Dit is hoe dit werk in Suid-Afrika. Home Owner Association rules. If you live in a gated community or property governed by an HOA, there may be additional regulations or restrictions about installing solar panels, such as aesthetic guidelines or permission requirements. Overall, it's advisable to consult with local authorities, utilities, and certified installers to ensure that you are following all necessary legal and safety requirements. So ongelukkig is daar wette wat gevolg moet word, veral as jy met die grid connect. Dit is nou maar so. My persoonlike opinie en siening is dat die regering, die ANC, gaan kyk waar kan ons nog fucking tax, en dit gaan solar tax insit. As jy solar panels het, dan moet jy tax betaal. Dit is waar jy die hele ding gaan, en hoekom hulle moet registreer, sodat hulle 'n idee het wie het en wie het nie. Kom ek sê nou vir jou, nie hulle of
die Eskom het die ability of die manpower om enigstens na elke huis toe te ry wat solar op het en te gaan jag en te kyk wie het solar en wie het nie. Hulle het nie die savvy nie. Hulle as hulle nou baie slim was dat hulle vliegtuig gebruik of 'n drone en dan sekere erwe gepinpoint, maar jou probleem veral met jou lokasies en daai tipe goed is dat daar word nog nooit blou planne geregistreer of fucking enigstens 'n betroubare stelsel om te sê watter erf is wie se en wie besit wat nie. Hoe hulle dit daar gaan doen, weet ek nie, maar ons oukies hier in die wit woonbuurte, die ou wit woonbuurte, ons dinge was toe die tyd op plek. Ek dink daai stelsel is so verouderd. Gelukkig vir ons, nê, is hierdie ouens incompetent. Alles wat hulle vat, word kak. Hulle kan fokkel reg doen. Gelukkig vir ons is dit so. As hulle enigstens soos ons was ons nou die boelikheid. Lankal gewees. So, ons moet eintlik ons sterre dank dat hulle so klomp dom etters is. Maar anyway. So, dit is die nitty-gritty van die solar registrasie. Registreer maar, ja. Of aan die ander kant boenie. Net as hulle jou dwing, as hulle daar opdaag met 'n porropie, dan sê okay, ek sal teken, maar alles is dink ek nie, moet jy dit doen nie. Ek dink nie hulle weet wie's waar en wat nie. Want dit is so dit maar in ons land gaan. Anyway, tot weerziens. This is the bad signing out.